Die geloofsbelijdenis van Nicea. Kom ons sing biddend saam die gebed van Psalm 25 vers 2. Leer my, Heer, die regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe geneë, om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer. U is ek altyd te wagte. Op 20 Mei 2025 vanjaar het die Christelike kerke dwars oor die wêreld die 1700-jarige herdenking van die geloofsbelijdenis van Nicea gevier. Hierdie belijdenis is een van die belangrike geloofsverklaringe in die geskiedenis van die Christendom. Ouers, hierdie herdenking herinner ons aan die ryke betekenis van die suiwer Bybelse geloofsleer, wat ons belydenisskrifte aan ons oordra en dat ons hierdie kosbare geloofserfenis dus ook aan ons nageslag moet oordra. Dit herinner ons ook aan die stryd wat in die kerk deur die eeue heen gewoed het, om die waarheid van die evangelie te beskerm teen dwaalleer. Vandag beleef ons nog steeds dwaalleer, wat ongelukkig deur die sosiale media wêreldwyd versprei word. Ons verbondskinders moet dus nou weerbaar gemaak word teen dwaalleer. In Deuteronomium 6 vers 5 tot 7 lees ons: Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Die belydenis van Nicea herinner ons aan die vraag wat elkeen van ons vandag vir onsself moet afvra. Wat glo ek van Jesus Christus? Net die woord van God kan ons leer om reg te glo. Onder andere in die evangelie van Johannes word ons geleer dat Jesus waarlik skepper God is. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Johannes 1 vers 1 tot 3. In Genesis het God alles geskep deur te spreek, met ander woorde deur sy woord. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14. Die woord, dit is Christus, bestaan van ewigheid af, en sal tot in ewigheid bestaan, en is self God. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Openbaring 19 vers 13. Die Heilige Gees praat met ons deur die woord van God en leer ons hoe ons reg moet glo. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. As ons nie ten volle gehoorsaam is aan alles wat die Heilige Gees ons in die woord van God leer nie, dwaal ons maklik af en begin ons verkeerd glo. Kom ons sing Psalm 119 vers 39. Heer, U woord is my fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verjaag.
Belydenisskrifte soos die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse katekismes, die Dordtse leerreëls, die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius help ons as gelowiges om die suiwer Bybelse geloof wat deur die eeue van geslag tot geslag oorgelewer is, op 'n betroubare wyse te bely. Dit dien as bron vir die gereformeerde onderrig in die Bybelse leer. Die belydenisskrifte is belangrike geskrifte wat die kern van die waarheid van die Bybel oor geslagte heen bewaar en vir die kerk dien as rigtingwysers vir leer en lewe, as ook om dwaling uit te wys en te bestry. Dis waarom dit van die uiterste belang vir ons almal, volwasse gemeentelede en kinders is, om aandienste ook by te woon, waar tydens ons deur leerprediking die suiwer Bybelse inhoud van die belydenisskrifte goed kan leer ken. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense, deur sluwheid om listiglik tot dwaling te bring, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom, wat die hoof is, naamlik Christus. Efesiërs 4, vers 11 tot 15. Elkeen van ons, as Christen gelowiges, moet daarteen waak om God nie met ons verstand te probeer deurgrond nie, maar eerder om God te leer ken, soos hy hom in sy woord aan ons openbaar. Waarom was die belydenis van Nicea nodig? Ons sal telkens sien dat die belydenisskrifte ontstaan uit stryd in die boesem van die kerk. Die kerk bestaan immers uit onvolmaakte mense wat in hulle opvattings kan afdwaal van die Bybelse waarheid. Daarby moet ons nie vergeet dat die duiwel nie slaap nie, maar rondgaan soos 'n brullende leeu. Paulus het immers gewaarsku: Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Efesiërs 6 vers 12. Aan ons word ook die wapens gegee om hierdie stryd mee te stry, naamlik die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 17. Hierdie worstelstryd teen die bose geeste word dwars deur die geskiedenis van die kerk duidelik gesien. Die belydenisskrifte is telkens die antwoord van die kerk, onder die leiding van die Heilige Gees teenoor die dwaalgeeste. So is die belofte van die Here Jesus bewaarheid. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Johannes 16 vers 13. Ons sing Psalm 33 vers 5. Die vraag ontstaan, hoe gebeur dit dat daar dwaalleer in die kerk ontstaan? Paulus waarsku die Galasiërs:
Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Galasiërs 1 vers 6 tot 7. Dit is presies wat gebeur het in die vroeë kerk. Arius was vanaf 313 na Christus 'n ouderling in die gemeente van Alexandrië in Egipte. Hy was 'n ernstige man en het probeer om die verhouding tussen God die Vader en God die Seun so te verstaan, met sy verstand. Ek verstaan dat die Seun ondergeskik is aan die Vader en nie van ewigheid af gegenereer is nie. Daar was 'n tyd toe die Seun nie daar was nie. Eintlik was Jesus Christus maar die eerste skepsel van die Vader. Hierdie standpunt was baie gevaarlik, want dit bedreig die kern van die evangelie. As Christus net 'n gewone mens was, kon hy nie vir ons sondes gelei en gesterf het nie, en sou daar vervolgens geen moontlikheid van verlossing deur Christus kon wees nie. Heidelbergse Katekismes vraag 15. Hoe 'n middelaar en verlosser moet ons dan soek? Antwoord: so een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Jesaja 9 vers 5. Op die synode van Alexandrië in 321 na Christus word Arius skuldig bevind aan dwaalleer en word hy afgesit as ouderling. Na die synode gaan die stryd egter voort en baie lidmate en selfs biskoppe kies kant vir Arius. Arius het sy dwaling in digvorm in liedjies vir matrose en handelaars geleer en so het dit wêreldwyd versprei. Daar kom dus groot onrus in die kerke. Keiser Konstantin het toe versoek dat al die kerke binne die Romeinse Ryk in 'n konsilie by sy paleis moet saamkom om hierdie saak op te los. Dit was die eerste ekumeniese synode in die geskiedenis van die kerk. Uit die groot diversiteit gelowiges met uiteenlopende Christelike opvattings uit die Oosterse en Westerse kerke wat op hierdie synode teenwoordig was, het daar 'n formulering van die Bybelse waarheid gekom wat deur al die eeue heen sy skoonheid en aktualiteit behou het. Die synode van Nicea is 'n indrukwekkende bewys van hoe God sy wil laat geskied, dwars deur die dwalinge van gelowiges wêreldwyd. So ervaar ons hoe daar in die kerkgeskiedenis elke dwaling ten slotte daartoe gelei het om tot 'n dieper insig te kom van wat in die Heilige Skrif aan ons geopenbaar word. Die synode het toe vanaf 20 Mei tot einde Julie 325 na Christus in die stad Nicea, vandag Iznak, aan die ooskus van die Iznak-meer in die noordweste van die huidige Turkye plaasgevind. 'n diaken, Athanasius, was ook in Alexandrië. Hy was 'n jong man met groot talente. Hy verskyn ook op die synode van Nicea in 325 na Christus. Hier het hy as jong en onbekende diaken die stryd aangeknoop teen die dwaalleer van Arius en sy ondersteuners. Die synode veroordeel Arius en sy dwalinge en spreek dit baie duidelik uit dat die seun uit die wese van die Vader gebore was, en dus nie geskape is nie, en dat hy in wese gelyk is aan die Vader. Dit word uiteindelik gedruk in die belydenis van Nicea. die hoofvraag wat by Nicea op die tafel was dus of Christus as seun van ewigheid af bestaan, of hy God, een in wese met God die Vader is. En die antwoord van Nicea, volgens die skrif, ongetwyfeld en ondubbelsinnig, ja. Jesus se gebed, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo,
dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ons sing Psalm 18 vers 14. Alles was op die spel. Waar dit gegaan het, is die geloof in Jesus Christus en spesifiek die belydenis dat Christus as seun van God self God is, van ewigheid af, een met die Vader. Na die synode van Nicea het die stryd oor die leer nog steeds voortgeduur. Die belydenis van Nicea is selfs deur ander synodes verwerp en daar was groot verwarring en stryd in die kerk. Athanasius, wat intussen biskop geword het, is 'n paar keer deur die keiser afgesit en dan weer herstel. In 336 na Christus is Arius oorlede en in 373 na Christus is Athanasius oorlede. Eers na Athanasius se dood, op die synode van Konstantinopel in 381 na Christus, word die belydenis van Nicea bekragtig en as kerklike belydenisskrif aanvaar. Hierdie belydenis is meer omvattend as die apostoliese geloofsbelydenis en is 'n belydenis wat universeel erken word in sowel die oosterse as die westerse kerke. Kom ons sing hartlik saam, Psalm 33 vers 6. Luister hoe praat die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 10, dieselfde taal oor Jesus Christus as die belydenis van Nicea. Ons glo dat Jesus Christus, ten opsigte van sy goddelike natuur, die eniggebore seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore. Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een wese met die Vader, ewig saam met hom, die ewebeeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid, Hebreërs 1 vers 3, en in alles aan hom gelyk, Filippense 2 vers 6. Hy is van ewigheid die seun van God en nie slegs sedert hy ons natuur aangeneem het nie. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord, wat hy God noem. Ons sien dit in Genesis 1 en Johannes 1 vers 3. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy seun gemaak het
en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. Hebreërs 1 vers 2 en Kolossense 1 vers 16. So moet hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur hom geskep is. En daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Micha 5 vers 1. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Hebreërs 7 vers 3. Hy is dus ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. Die belydenis van Nicea se inhoud is ook wesentlik dieselfde as die van die apostoliese geloofsbelydenis. Dit gee egter 'n duideliker omskrywing van die verhouding tussen God die Vader en God die Seun. Luister baie mooi wat in die belydenis van Nicea staan. Ek glo in een God, die Almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Die sinode van Nicea sê hier dinge wat ons met ons menslike verstand nie goed kan begryp nie. Dis egter nie vir ons 'n probleem nie. Die groot saak is of die belydenis ooreenkom met die waarhede van die Bybel. En dan moet ons dit beamoen dat hier duidelik saamgevat is wat die Bybel aan ons leer oor God die Vader en God die Seun. Die geloofsbelydenis van Nicea het die toets van die tyd deurstaan, omdat dit die ewige waarheid van die skrif verwoord, veral oor Christus se persoon en werk. In ons tyd, waar Christus dikwels so vermenslik word, dat sy goddelikheid ontken word, bly hierdie belydenis 'n rotsvaste getuienis van die kerk deur die eeue oor die goddelikheid van die Seun en oor wat die skrif leer aangaande die drie-enige God. Ook wanneer ons die Heidelbergse Katekismus in Sondag 8 handel oor die drie-eenheid, word dit nie nader verklaar nie, maar alleen bely met die woorde, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het. Ons glo immers in die Bybel as die onfeilbare woord van God, en ons bely dat God onsienlik en onbegryplik is. Artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Kom ons staan en dan bely ons saam die belydenis van Nicea. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor alle eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons sing saam Psalm 33 vers 11. Die eerste deel is 'n belydenis wat ons uit volle bors sing en die laaste 4 reëls is 'n gebed wat ons verootmoedigend sagter sing. En